Ek het ervaar dat ons hierdie jaar begin met op die regte plek, as ek het so mag stel, by 'n plek waar ons verklaar wie ons God is. En ek dink een van die goed wat baie belangrik is dat ons sal weet, ons dien nie 'n God wat speel nie. Ons gaan praat oor die tema vir die jaar is die jaar van groei, 2026. En om te kan groei beteken dit, jy moet verstaan wie is jy, verstaan wie is die God wat jy mee saamloop, en wat is die uitdagings wat hy vir jou sal gee. Een van die goed wat ek graag vanoggend wil doen is om 'n verklaring te maak van Jesus Christus, ons vriend, ons ouste broer, ons familielid wat vir jou omgee, wat saam met jy pad loop, wat moeite doen, betrokke is by jou. En die verklaring vanoggend wat ek graag wil doen is dat die God wat ons dien, weet presies wat hy doen, ook in die wêreld, in die hele dimensie. Ons sien in die nuusmedia so klein breekies van goed wat gebeur, en al wat ons hoor is Rusland, Oekraïne, en nou is dit eers Venezuela, en al hierdie dramatiese goed wat gebeur, maar ons kan nie sien, uit die prentjie wat ons nou is, van wat God besig is om dit doen in die nasies, mense wat tot bekering kom, kerke wat gestig word, vure wat brand, so daai goed word nooit by nuusmedia geplaas nie, net alles wat sensasioneel is, en ek wil regtig hê vanoggend, as ek nou bietjie deel rondom dit, wat ek 'n vertaling wil maak, is die God wat ek dien, is die God wat weet wat hy doen. Ek verstaan nie alles nie. En al hoe meer begin om 'n prentjie gee van hoe die wêreld gebeure lyk, hoekom lyk dit soos dit lyk, wat ek nou nie gaan deel vanoggend nie, maar te besef is dat ons God het altyd 'n plan. En deel van sy plan is dat uit al die nasies roep hy mense om te volg en te dien. Uit al die nasies kom daar mense tot bekering. Uit al die nasies versamel hy vir hom 'n familie. Is hy besig om 'n familie te skep van mense wat aan hom toegewy is en wat die keuses maak om te sê, jou gaan ons volg, saam met u gaan ons loop. En dis een van die belangrike goed wat ek vanoggend dan nou ook wil sê, maar saam met dit ook is dat die bemagtiging van ons as kerk, dan ook hierdie gemeente, kerk in Hebreë, van om 'n groot verskil te kan maak daar buite. En hy is heeltyd besig om te restoreer, te herstel, op te bou en ons vorentoe te vat. En ek wil regtig gee vanoggend dat jy daai prentjie sal vat vir jou persoonlik. Want een van die goed wat die vyand gedoen het, is om die kerk te kry by 'n plek waar ons nie meer dan nou die kerk is wat oorwinnend is nie, maar ons sukkel maar net. Ons gaan na Jesus toe met ons moeilikheidjies, met ons depressie en ons angs en ons wat ook al. Ons is nie by die kerk wat dinamies deurbreek nie. So van daardie eerste lied, dat jy kan sê, wie is jy vanoggend? Wie is jy vanoggend? Is jy die wat vreesloos kan sê, die vuur van God is in my? Of is daar 'n maar, ek sukkel met hier, maar ek sukkel met daai? Ek wil al die mare wil ek hê met jy vanoggend, moet jy begin doodmaak. Jy begin verstaan dat wanneer God binne in jou is, moet die prentjie anders wees. En ons prentjie is baie keer nie anders nie, as gevolg van indoktrinasie van die vyand, wat jou vertel, jy maak dit nie, jy is nie goed genoeg nie. En dis die groot ding wat hy maak, dat hy keer, dat die kerk deurbreek. Vanoggend vroeg het ek nou so, die regte met die Here baie kragtige ondervinding gehad het, en hy praat my skielik, en hy vat my terug na alle goed wat ek gelees het oor herlewing. En ek gaan net 'n kort dingetjie met daarvan, en ek wil eers weer terug en sê, jy hoef nie terug te gaan nie, jy weet. Staan op, begin dit doen. Dis 'n tyd en seisoen waar ek wil hê jy moet jouself uitdaag. Dese weet jy het dit binne jou. So groei gaan te doen wees met jy gaan opstaan om jou roeping te vervul. Jy gaan opstaan dit wat God gesê dis wie jy is om daarin deur te breek. En die grootste krisis lê by die hart hier binnekant, waar ons nie kom by die plek waar jy kan sê ek is goed genoeg nie. So ek wil hê vanoggend dat jy na jouself sal kyk soos God na jou kyk. Jy is vergewe. Jy is vrygespreek. Die ewige saad van wedergeboorte is binne in jou. Die saad van die Gees is binne in jou. Kan jy volgende vir jouself sê, is die saad van die lewende God is binne in my. Dit beteken, jy is onsinkbaar. Jesus is in jou boot. Dit beteken, dat wat ook aan jou kant toe kom, kan jy oorwin. En ek wil net die prentjie begin verander van wie jy is. Want ek weet, dit is die impak wat God op my lewe het, al hoe meer, is om te sê, kom by die plek, waar jy kan sê, ek het gegroei en deurgebreek ter al die goed wat my vasgehou het. As daar altyd nog groei, is nog altyd iets wat jy moet uitdaag, is daar nog goed wat moet gebeur, natuurlijk. Maar ek sê vir die Here, ek sal nooit ophou groei nie. Die dag as ek 99 haal, as ek so ver kom, wil hy oggend opstaan en nog iets verander in my lewe. En ek wil jou uitdaag, dat jy kan sê, daar is 'n ongelooflike groei wat voor jou lê.
maar jy moet die keuse maak. Jy moet verantwoordelikheid op sê, Here, hierdie vuur binne my gaan ek toelaat om binne my te werk. En ek wil graag begin met die verklaring wat die Here gedoen het. Hy sê, ek is die Here, daar is geen heiland buite my nie, met ander geen redder, geen verlosser nie. Daar is net een God. En in die klomp huiswerk wat ek gedoen het die laaste tyd ook, weet jy wat, daar is baie ander gode, daar soos die gode van Indië, daar is verskillende gode wat goeders doen, maar nie een van daai gode kon nog ons God wen nie. As jy gaan kyk na die geskiedenis uit die skrif uit, ek meen hoe hy al die 10 gode en meer nog van Egipte gehanteer het. Die Baals, die Astartes, al hierdie goed. Oral waar jy kom sien jy dat wanneer God ingryp, buig al die ander gode voor hom. Geleespreek in die Bybel, sien jy God oordeel ook gode, as ek dit dan so mag stel. En hy sê, ek het verkondig en verlos. Dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie. Hy praat met Israel, sê, ek het julle uitgehaal, ek het julle deur alles gevat, ek het julle deur groot wonderwerke gevat. Julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Ook van vandag af is ek dit, niemand red uit my hand nie. Ek werk, wie kan dit keer? Nou as jy in die wêreld kyk vandag is, dan gaan jy agterkom, daar seker goed wat gebeur, wat niemand kan keer nie. Daar is 'n momente van goed wat ontwikkel het, wat ek meen, ons kan nou kyk daarna as hierdie president van China, en daai president van Rusland, en al die ouens wat hulle goedjies wil doen, niemand kan die momentum keer wat God skep, om die wêreld te skuif, na waar hy dit wil hê nie. As jy baie mooi gaan kyk na, almal het hulle danspassies op die verhoog gehad, ek meen, en skielik verloor almal stoom. Hoekom? As God gesê het, dis nie nou tyd vir 'n eindtyd scenario nie, dan is dit nie 'n eindtyd scenario nie. Punt. Dan kan jy maar dans soos jy wil, jy verstaan, niks gaan gebeur nie. En ons het rondgehardloop met Jesegiel 38, Jesegiel 39 en die slag van Gog en Magog wat moet kom en al hierdie goed nou, dan sien ons die rand val uit mekaar uit, klop ander goed val uit mekaar uit. Skielik is die hele proses van, hier moet nou iets gebeur, Israel wat aangeval word, is nog nie God se tyd nie. Ek het regtig vanoggend net sal besef, dat maak nie saak wat mense en nasies doen in rebellie teenoor God nie, hulle kan God nie keer nie. As hy werk, ek meen, en as ons praat van niemand red uit sy hand uit nie, wil ek nie dit negatief sien nie. Ek wil jy moet ook gaan kyk daarna, want as sy hand op jou lewe is, hy begin om jou te bou, jou positief op te lig, om in jou te glo, en vir jou rigting te gee, hoop te gee, en vir jou wysheid te gee, jy verstaan, wie gaan jou uit sy hand uitruk, wanneer jy hom toelaat om te sê, ons loop hierdie pad saam. So ek wil hê vanoggend dat jy jou geloof sal optel, en dat jy sal begin om te sê, my God kan nie gekeer word nie, hy werk in my, so wie gaan my keer? En baie keer dan, as mense dit sê, dan dink ouens, jy verstaan, kan ek dit sê, kan ek dit waag om dit te sê, is dit nie hoogmoed nie, is dit nie hierdie ding van, ek is hoogmoedig, ek is dit, ek is dat nie, weet jy wat, daar is 'n plek waar mense slag moet eerlik wees ook met jouself, van wie God sê jy is. Eerlikheid is nie hoogmoed nie. Dis ook my eerste liedjie vir my so belangrik is, jy het die vuur van God binne in jou. Dit beteken dat as dit hier binne is, begin dit 'n slag herken, en dan begin jy agterkom, iets begin gebeur met jou, want jy herken wat God binne jou geplaas het. Die woord sê, daar is 'n onverganklike saad in jou binneste. Kom ons begin dit te ontdek. Begin sê, Here, wat is hier binne in my? Wys my, ek wil graag deel wees daarvan, want wanneer hy werk, kan niemand omkeer nie. So ons dien 'n God, wat as hy gesê het, dis die rigting, dis wat ek doen, ek meen geen ander ding in die wêreld kan omkeer nie. Nie ek nie, nie jy nie, die enigiets, nie enigiets in die geestelike dimensie nie. So, my eerste wat ek wil vasmaak vir oggend is, ons dien 'n God wat onwrikbaar staan op sy beginsels, wat onwrikbaar staan op sy liefde, en want as sy liefde het hy Jesus gestuur, en sy liefde is hy besig om met ons se pad te loop, geduld te hê, passievol te wees, en daar wat hy vir Moses gesê het, toe Moses aan die berg voorstel, hy sê, ek is 'n God groot van geduld. En as jy nou eie lewe kyk, hoeveel geduld God met jou het, ek is elke oggend dankbaar vir die geduld wat hy met my het. As hy my moes pak gee vir alles wat ek aangejaag het, terwyl ek hulle Christen is, man, ek sal nie sê sandstrepe hê nie, ek sal generaalstrepe hê. Jy verstaan, dus, en wat gebeur as hy kom elke keer terug, het as jy staan op, want hy glo in jou, hy het jou gekies, en dis wat die skrif ook sê, is, hy het jou sy eiendom gemaak, hy het jou gekies, hy het jou by jou naam geroep, man, ek wil hê vanoggend, dat jy sal hierdie God wat daar staan, wat hy sê, ek werk, niemand kan my keer nie, ek werk, en niemand red uit my hand uit nie, ek werk, en ek meen, dis onkeerbaar, het gesê, ek het jou gekies, jou naam is op my handpalm gegraveer, ek wil hê vanoggend, as jy daarin sal vastmaak,
As jy ooit getwyfel het, en jy kan sê vandag, Here, ek kies my waarheid te glo. Die woord sê, jy het my gekies. Die woord sê, ek het jy by jou naam geroep. En dat jy kan sê, Here, van daai posisie van oorwinning, gaan ek begin beweeg. Nie vanuit 'n plek van, ek het nog te veel om uit te sorteer nie. Ek meen, dis God se uitdaging, hy sê, man, ek vorm jou, ek maak jou heilig. Dis ook ons lied, daai lied wat ons gesing het, hy sê, God is my heiligheid, God is my geregtigheid. Met ander beteken dat hy vat jou na 'n plek van oorwinning. Hy het 'n agenda om jou lewe te kry, dat dit oplyn met sy lewe, oplyn dat jy sy karakter sal hê, oplyn dat jy sy lewe sal hê. Ek wil die uitdaag vanoggend dat jy daardie sal verstaan, dat as jy hom toelaat, is jou groei eksponensieel. Omdat as jy self probeer, wat dan gebeur is dat jy sukkel, jy verstaan, jy kry goed nie oorwin nie, want jou eie krag is nie goed genoeg nie. Dis hoekom ons lees in Sagaria 3. Hy sê nie deur krag of geweld nie, militêre geweld nie, staan daar so eintlik. Jy verstaan, dit gaan oor, maar deur my gees, sê die Here, sal hierdie berge gelyk te word. So wat ook al jou berg is, deur sy gees, so wanneer jy begin oorgee, sê Here, lei my, wat moet ek maak? Hoe moet hierdie ding gebeur? Ek sal nooit vergeet nie. Dit is baie les wat ek geleer het. Ons is nog jonk man. Ons is nog nat agter die oor in die bediening en ons is so 'n paar ouens by mekaar, 3 gemeentes. Ons sonder afvenenties. Ek ben nou is jy maar mooi jonk en jy swem sterk en ons klim daarin en voor die hotel is daar 'n stroom wat hy vergeet het van. En die brandertjies hierdie kant, ek ben raak al hoe minder en ek sê ag nee, wat daar's beter branders daar. Toe ons daar instap, soep in daai gat. En daar's ek in 'n maalkok. Daar het al klomp mense daar verdrink aan daai maalkok. Nou ja, ek besluit wel, ek is nog mooi jonk en fiks. So nou ry ek daai brander uit, as jy so 20 meter van die strand af kom, dan draai die stroom om en vat hy my terug. En ek sal nooit vergeet nie, nou stap daar, nou is al die familie is daar, hulle speel met die kinders en goeters, en die stap 'n vroukie verby, en ek waai vir haar, help, sy waai vir my terug, en daar stap sy. Ek dink wat gebeur met jou, ek het nie die boodskap oorgekry nie, en begin moeg word, en ek begin sê, wel Here, dit lyk vir my, ons gaan in die Appelkyn sien, al die pastore van Agape het in Namibië het verdrink. Nou die gedagtes begin studeer met 'n flits, jy verstaan, en daar staan hom glad nie humoristies nie, maar dit gebeur. Hulle sê vir my, los en ontspan, los, hou op stry, hou op stoei. Die oomblik dat ek los, toe vat die stroom die diepsee toe. Dit is 'n baie scary belewenis. Jy weet, hier raak al die golwe groter, daar gaan jy. En hy spoeg my uit aan die ander kant waar ek kon staan. Hier kry ek my ander 2 vriende, ander 2 pastore, hulle is so moeg, die een is besig om te verdrink. Jy verstaan, ons gryp hom, nou ja, skiet hom uit. Die water is ons so 2 meter diep, so jy gooi hom vorentoe, dan kom ons so op al asem. En ek het daai les geleer dat wanneer 'n ou oorgee en ophou stry en 'n stryd voer, kan God jou vat na waar hy wil. Maar beteken nie noodwendig hoe jy gedink het dit moet wees nie. Ek het nie gedink hy sal my diepsee toe vat nie. Ek het nie gedink die stroom sal my daar kan bring en hierdie kant weer uitspoeg nie. Maar dis wat gebeur het. So ek wil jou uitdaag om toe te laat dat wat ook al jy mee stoei, dat die Here, hy weet wat hy doen. Hy sê ek werk, wie kan my keer? Gee hom kans, maak los. Hou op stroei met dit wat God graag wil doen, ook in jou lewe. En ja, baie belangrike ding wat ek graag wil deel ook, die belewenis en ervaring van Daniël. Ons ken die hele storie waar koning Nebukadneser kry 'n droom. Hy is baie ontstel, hy kry al die honderde waarseers by mekaar en nie een kan hierdie droom by hom kry of uitlê nie. En uiteindelik toe praat die Here met Daniël en ek wil graag hierdie stukkie lees en hy sê daarso, hy sê vir die koning, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die droom en die gesigte van u hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur. En die openbaarder van die geheime het die bekend gemaak wat sal gebeur. Ek wil net mooi hoor, die openbaarder van die geheime, God wat ons dien, wat alles ken en verstaan. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van die hart kan ken. Hoekom ek dit dan neergesit het is, toe Daniël gaan staan en sê, Here, hier is 'n probleem, almal gaan doodgemaak word. U het die antwoord. Toe hy gaan lê en te rus, het die Here vir hom oopgemaak. Hy het gaan slaap en gedroom en alles gekry wat die koning wou sien. Die interessante is, die beeld wat Nebukadneser gehad het, was die geskiedenis wat ons vandag nog beleef.
So ouder, jy kan gaan kyk, die Galdeërs was daar, daarna het die Medese Perse gevolg, toe die Grieke gekom, toe die Romeine gekom, so die geskiedenis bewys die woord van God. Hy sê wat ek sê, dit doen ek en laat ek gebeur. Niemand kan my keer nie. Ek wil net die ding geweldig vir jouself vasmaak vanoggend is dat wanneer ons hierdie jaar vat, en wat ook al die uitdagings is, wat jy kan weet, wanneer ons kyk na die karakter van God, hy het gesê, ek het die geheim aan jou opgemaak, dis hoe die geskiedenis gelyk, vooruitgeskryf. Ons leef nou nog in daai tyd, ons leef nou nog in 'n sekere faset van die beeld van Daniël. Presies waar ons is daar, kan ek nie vir jou sê nie, hoe die agenda lyk en die datum weet ek nie, maar een ding weet ek, dat ons leef nog steeds binne die prosesse, want aan die einde van dit staan daar, en 'n rots is losgemaak, hy het gegroei, en al die koninkryke vernietig, Jesus Christus het weer gekom, en hy het geheers. So met ander, ons is op pad soontoe. En in daai proses is ons besig om te groei in daai plek in. Ek en jy het 'n rol te vervul hier plaaslik. Ons kan niks doen aan die wêreld gebeure nie, maar ons kan 'n verskil maak in ons omgewing hier. En wanneer ons kyk na die profetiese, is ons steeds besig om dit uit te leef. Ons waarskynlik by die plek waar die 2 eysterbene het die Romeinse ryk voorgestaan. Ons waarskynlik in die plek waar die voete aan die gang is. Hoe lank gaan die voete so wees? Ek weet nie. Hoe gaan dit lyk? Ek weet nie, maar een ding weet ek, my God weet. Hy verstaan die agenda, hy weet waar ons op pad is. Daarom is dit so belangrik om ook te kan weet dat hy wil ook vir ons help om te verstaan waar is ons in sy profetiese agenda. En hierdie is 'n belangrike ding dat die Here vra, sê Here, hoe lyk die tydsagenda? Hy gee dit vir Matteus 24 vers 6 tot 8 weer. Hy sê, julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Hoor jy weer, ek werk, wie kan my keer? Al hierdie goed sal gebeur. Waar sien ons al die oorloë, nasies wat teen mekaar opstaan, oral sien ons goed gebeur. Xi wil vir Taiwan vat, hulle wil mekaar opskiet. Ons sien Rusland en Oekraïne, ons sien oorlog wat plaasvind, goed wat die Here sê, dit moet plaasvind. Hy het 'n besluit geneem oor dit. Of verstaan nie die dinamika in Oekraïne en in Rusland, hoekom dit so is nie, ons verstaan nie God se oordeele daar nie, wat hy gaan bereik daarmee nie, maar ons weet een ding, en dit is dat hy sê dit sal so wees. So ek wil hê vanoggend, dat jy jouself kan vasmaak daarin, dat my God is getrou aan sy woord. As hy sê dis dit, dan is dit. En dit is 'n baie belangrike ding om vas te maak vanoggend. Hy sê 'n belangrike ding, hy sê, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander, daar sal hongersnode wees, pestsiektes en aardbewings. Ons kyk na COVID, al hierdie goed wat gebeur, daar is aardbewings al hoe meer wat besig is om plaas te vind, interessant genoeg. Hy sê, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Toe die Here vra, waar staan ons in die profetiese kalender? Hy sê, is nog steeds net by die begin van die smarte. Is 'n tydperk. Niemand kan vir ons sê wanneer dit begin het. Hy het ook nie datum gegee wanneer dit eindig nie, maar daar's 'n proses waar ons in hierdie tyd is waar mense begin swaar kry, goed gebeur, oorlog gaan plaasvind. En dis die seisoen waar ons nog steeds is. En ons staan nog steeds daar tot die Here sê ons skuif aan na 'n volgende plek toe. Dan kan ek met vermoedigheid sê dat ek weet dis wat die Here vir my gesê het. So dit beteken dan ons leef hierdie jaar in die tyd waar daar's 'n begin van 'n klomp goed in die wêreld wat gaan gebeur, wat God bepaal het moet plaasvind. En ons in Namibië is bevoorreg om hom te kan ken. En 'n klomp jare terug toe die Here praat oor al hierdie goed, hy sê vir my, luister, as julle bid, as julle staan voor my, sal baie van die goed wat ander lande beleef, julle nie tref nie. Ek wil weer herhaal vanoggend dat wanneer ons staan en sê Here, ons kies om U te dien met passie, met volle oorgawe. Ons sal bid vir ons land, ons sal intree. Ons sal nie kla oor wat gebeur nie, ons sal bid vir korreksie in plaas te vind vir die hand van God oor hierdie land. Sal hy ons beskerm. En dis 'n belofte wat hy my gegee het en ek is 'n belofte dat ek vasglo en bly staan. Want vandat ons te onafhanklik geword het, ek nou daai nag toe ons daar opstaan, sê die Here, vra die Here vir my, wat gaan jy doen? Swaal die Here, waar wil jy met ek wees? Hy sê vir my, jy bly net hier. Ek het ander geleenthede gehad. Hy sê vir my, jy sal staan en ons sal bid dat ek hierdie land kan seën. En ek wil graag terug aan die geskiedenis. Ons trek al meer as 30 jaar wat hierdie land stabiel is. Waar daar geen wanorde is nie. Ons het ons korrupsie goedjies, ons het goed as skeefloop. Ander lande het dit ook. Ek weet as jy nou kyk in Amerika, daai klomp bedrog wat daar uitkom. So
dis in elke land, maar een ding wat jy moet verstaan is dat nie een van ons presidente het besluite geneem wat ons land in 'n revolusie gegooi het nie. Dis gebed. Dis om te staan voor God. Daar's 'n klomp mense wat bid. Ek wil jou oproep hierdie jaar om saam met te bid. Ons wil die Here vertrou, daar's 'n transisie wat plaasvind van die ou garde na 'n jong generasie toe. En die jonger generasie dink anders as die ou garde. Met ander woorde, ons huidige president sal die laaste wees van die ou garde. En dan van daar af sal dit oorgaan na 'n nuwe ding toe. So al wat die Here van gesê het rondom hierdie huidige president is, dis die transisietydperk. Maar ons nader kom in die verkiesing wat dit nodig is vir 'n nuwe president, sal ons weet wat sy roeping is en ons sal bid daarvoor. Dit is interessant hoe die Here vir my gewys het, ook net 'n bietjie net die agtergrond kry van dat ons sê ons in Namibië kan God se stem hoor. Ons in Namibië kan bid en goed skuif. Die Here wys my waarvoor het hy sê hom nou Jomma geroep. Hoekom was hy daar? Hy moes die land deur pionier na 'n plek waar dit onafhanklike land is. Bamba moes kom en die Here wys my net seker goed gewys. Ek wil nie nou lank uitbrei daaroor en sê hy moet stabiliteit bring. As jy interessant gaan kyk na die karaktertrekke, as oom Sam dan nou deur die strate ry, was hy met hoë spoed en gewere, kanonne. As hy gaan visvang, jy verstaan ek onthou, ry ek by my 4 verby, hier staan luggeweerkanonne, dis tipies wie hy was. Toe kom president Bamba aan bewind, al die karre ry stadig, min sekuriteit as gevolg van wie hy is, wat God gesê het, dis wat hy moet kom doen. Toe kom ons derde president wat die besigheid moes in die gang kry en 'n klomp goed op die grond moes sit om besigheidsontwikkeling te laat plaasvind, dit het hy gedoen. So ek wil regtig vir jou sê dat ons huidige president is besig net vir die transisie na 'n volgende fase van ons land. Daarom moet ons bid. En ek wil jou uitdaag om deel te wees van die profetiese aksie wat hierdie land 'n toekoms gee. Dis nie ons presidente, nie 'n party nie, maar God wat sê dis die toekoms vir hierdie land. En ek wil jou uitdaag om te kan weet, jou verklaring, jou geloof van God maak die verskil. Jou gebed om 'n positiewe verklaring te maak oor Here, besigheid oplossings, al hierdie goed, gemaak dat God kan sê, ek stuur die ontwikkeling. So ek wil jou uitdaag om deel te wees aan die oplossingskant. Nie deel te wees van die probleem nie. Nie 'n klaaglied te hê nie, maar om te weet, saam met ons God, ons deel van die begin, ons is nog steeds in die proses van die begin van smarte, as klomp goed dat nog gaan skeefloop, weet wat alles gaan gebeur nie, ek meen, sekere mense juk om 'n kernbom te gooi, en dan is al ander interessante sport, so hoe dit gaan werk, wat gaan gebeur, weet ons, maar een ding weet ek, ons kan in hierdie land kragtige seën beleef, te midde van oorlog, stryd, twis en probleme wat ander lande het. So ek wil jou uitdaag vanoggend, dat jy anders kan begin om te sê, ek is deel van die oplossing vir hierdie land. Ons kan niks doen aan Amerika nie. Ons kan niks doen aan Suid-Amerika nie. Ons kan niks doen aan die res van die wêreld nie. Maar ons kan baie doen hierso. Ek meen, jou besigheid kan jy opdra aan die Here. Jy kan beginsels bedryf daar wat God 'n geleentheid gee om sy heerlikheid te sprei in jou besigheid, in jou werk. Ek meen, nie almal van ons se predikers nie. Ek verwag nie van jou oral te preek nie, maar ek verwag van jou om op te staan en die droom te leef wat God vir jou het. Wie is jy vanoggend? Wie is jy? Wie is daai wenner binne die wat opstaan? Of jy nou 50, 60 of 70 of 20 is, of 12 jaar vanoggend is, daar's 'n wenner in jou wat moet opstaan om te sê, ek gaan die verskil maak. Al die mense wat 'n verskil gemaak het, as iemand gesê het, ek staan op, ek neem verantwoordelikheid. So ons God kyk ook individueel na lande, na mense, na groepe, na gemeentes. En ek wil hê dit ook so verstaan, dat wanneer hy na ons kyk, het hy verwagting, ons gaan opstaan, ons verantwoordelikheid opneem, en hom vertrou vir 'n kragtige skuif in ons land. Ek bly dit bid. Ons bid al vir meer as 30 jaar. Ek sal nooit ophou, tot die dag wanneer die Here my sê, kom huis toe, sal ons bid vir ons land, en staan vir hierdie land se beskerming, vir sy groei, en gaan kyk 'n bietjie die verskil wat dit maak, wanneer ons dit doen. So ek wil jou uitdaag om saam te wees. Wat in 2 Kronieke 16 vers 9 lees, hy sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hy sê vir die koning, hy sê, hierin het jy dwaas gehandel, want van nou af sal hy oorlog teen die wees. Ons gaan nie feeslik op dit fokus, maar ek wil fokus op jou hart vanoggend. Ek wil met dit afsluit en wil jou uitstuur, om hierdie hart te gaan sit en sê, Here, ek en u het hartsake om te praat. En hoor my mooi, nie een van ons het 'n perfekte lewe nie. Nie een van ons doen alles reg nie. Toe hulle vanoggend na bid, dat ek lees so Einstein se woorde daar in die klaskamer,
wat sê, iemand wat nog nooit 'n fout gemaak het nie, het nog niks niets begin nie. Ek dink okay, dit maak sin. So ek wil hê, jy vind jouself in 'n groep mense wat gaan waag, gaan foute maak, ons gaan mekaar optel, ons gaan saam lag en 'n ding regstel, en ons gaan vorentoe gaan, want ons weet, God het roeping op ons lewe. Waar is jou hart? God kyk na jou hart, nie so seer na al die goedjies wat jy doen nie. Hy kyk na, hy sê, ek soek 'n verhouding met jou. Ek wil in daai liefdesverhouding met jou, wil ek alles deur jou doen, wat ek graag wil hê die wêreld moet sien. En dit is vir ons nodig om te kom by 'n plek waar jy kan sê, Here, ek kies om my hart te suiwer, ek kies om saam met u te loop, al die pad. En ek meen, is daar goed wat jy nie gaan verstaan nie, natuurlik. Is daar goed wat jy in gaan groei, wat jy mee gekonfronteer gaan word, dit gaan so wees. Maar een ding vanoggend wat ek jou wil uitdaag op is, dat jy met jou hart 'n besluit sal neem. Nie met jou kop nie. 'n Kopbesluit kan die môreoggend weer verander. Dan 'n keer op keer gesê, sê Here, ek gaan dit nou los. Môreoggend het jy hom nog nie gelos nie. Hoekom? Was nie 'n ding in die hart wat gesê het, this is final, I chose. En daarom is dit nodig wat God sê, kyk na jou hart vanoggend, sê, sien jy kans om saam met hom te loop? Sien jy kans om te waag saam met hom? Sien jy kans om te sê, Here, wat jy ook al van my vra, ek sal my bes doen, ek sal probeer. As ek dit nie maak nie, weet ek kan weer opstaan. En ek kan weer voorbegin. En ek meen, my foutjie stel nie teen my nie. My foutjie is 'n opvoedingsproses. Jy al daaraan gedink? Elke fout wat jy maak is 'n opvoedingsproses. Jy gaan dit nie weer doen nie. Is ek reg? En dit is belangrik om dat ding vir jouself vas te maak vanoggend is dat jy het 'n lewe om te leef. Jy het 'n lewe om te geniet. Daar's werk, daar's uitdagings, daar's intense geestelike belewennisse wat God vir jou het. En daar's stokperdjies, daar's pret. Ek sê as jy nie pret het in jou lewe nie, dan moet ons plan maak. Wat belangrik is vanoggend is dat hy het ons geroep om te kan speel, om ernstig te kan wees, om voluit te kan leef, maar voluit in ons harte uitverkoop te wees aan hom en wat hy doen. En daarom is dit belangrik om hierdie ding te verstaan. God ken jou menswees. Alright, hy verwag nie dat jy hierdie super ernstige ding sal wees nie. Ek wil sommer daai ding breek vanoggend. Wat die vyand doen is, wanneer ons kom by om ernstig te wees saam met God, dan is dit hierdie dal super ernstige, hoe kan ek dit beskryf? Ek kan dit nie self doen nie. Jy verstaan, ja my broer, dis hard hierdie lewe, ek lê my lewe neer, jy verstaan, ja swaar, ja, jy verstaan, ons het 'n stryd om te stry, jy verstaan hierdie, ek weet nie, is die beste kan beskryf, ek het dit nie. Kom mense, wanneer ons kom by, as jy saam met Jesus Christus se pad loop, is daar vreugde, daar's blydskap, daar's pret. Baie keer al gesê, ons het ons eie privaat grappies, maar ons het ook eie diep oomblikke ook, eie diep konfrontasie ook, want die Here het my sê, hierdie ding gaan ons nou verander. Maar ek het 'n honger, sê Here, ek wil meer van U in my lewe hê, ek wil U verteenwoordig, maar volgens die persoonlikheid wat U my gegee het. En daarom is dit belangrik om te verstaan, God ken jou, hy ken jou presies, hy weet wie jy is. Hy weet waarvoor jy geroep het, hy weet wat jou gawes is. Hy weet wat jy nodig het om deur te breek na 'n plek van vreugde, blydskap, vryheid, oorwinning, waar jy kan sê, ek geniet my Christendom elke oomblik. Dit is nie die swaar, moeilike ding nie. Regtig vanoggend net daai ding sal vat. Jesus weet, hy het jou geroep om te leef. Hy het jou geroep om te lag. Hy het jou geroep om in die oggend te kan opstaan met 'n verwagting, goeie goed gaan vandag gebeur met my. En saam met hom die avonture te beleef. So ek wil hê dat vanoggend, as jy sit met 'n ding van, jy sal las op my, is hierdie verkeerde erns. En hoor vir my mooi, ek het hom gehad. Uit 'n baie konstruktiewe omgewing uit, wil ek hê vanoggend dat jy sal kan sê, Here, ek breek daai verkeerde erns, om ernstig in my hart met U te wees en te leef in vryheid, wat gekom jou vry te maak. Hy het nie gekom om nog 'n las op jou te sit nie. Hy het gekom dat jy kan lag, vrede kan hê, blydskap kan hê. Dis hoekom jy baie van blydskap lees in die Bybel. Daai blydskap het te doen daarmee, there's purpose. En jy kan suksesvol wees. Jy is nie heeltyd besig met 'n stryd om te probeer regkom nie. So ek wil jou seën vanoggend om anders te dink oor jouself. Terwyl ek ons in die staf, ons sal altyd elke jaar gaan ons as voltydse staf
afsonder. Ek word nie vanoggend gesê het, maar ek ervaar ek moet. Die Here gee skielik vir my begrip. Hy sê, I'm looking for a new breed of Christians. A new breed of Christians. En ek het sopas vir jou beskryf, ouens wat hulle vryheid gevat het, wat lag, wat blydskap het, wat hardloop, wat ernstig kan doen wat God wil hê moet doen, wat kan speel ook. Ek wil hê vanoggend dat jy anders te begin kyk. Is jy deel van 'n new breed? Ek gaan deel wat daarvan, ek weet nog nie mooi wat dit beteken nie, dis ek ook nie wou sê nie, maar Heilige Gees my sê, as ek my hele klaar uitdaag, miskien weet julle, wat is om 'n new breed te wees? Hoe gaan dit lyk? Moenie vir my vra nie, ek sal dit ontdek. Maar ek daag jou uit om saam met my hierdie te ontdek. Wat dit is dit om 'n wenner te wees, wonderwerke te sien, deurbrake te sien, net oor die hom aanbid het, saam met hom pret gehad het, saam met hom gelag het, saam met hom gespeel het. Ek wil afsluit met 'n laaste voorbeeld en wat jy herinner, Erlo Stiegen, klomp jare terug, het jy hom gebruik vir herlewing in KwaZulu-Natal. Vandag is dit 'n ander prentjie, ek wil daarop ingaan nie, maar daai jare toe hulle hier was die eenvoudige ding van die Gees van God het gewerk en hulle het saamgewerk. En hy sê hy is moeg. En hy besluit toe hy gaan een van sy vriende se kraal is daar iewers diep in Zululand. Hy gaan soontoe gaan, hy wil gaan afsonder, hy wil vas, hy wil bid, hy wil al hierdie goeders doen. Hy het homself 'n prentjie voorberei van hoe gaan hy met God ontmoet om weer net 'n bietjie te kan rus kry, terug te kom na die Here toe. Daar aankom het sy vriend vir hom net so 'n pot pap gemaak. Hy sê hy wil nog keer, maar hy sê vir hom eet. Nou ja, hy eet toe soveel pap dat hy daarmee kan nie. Hy sê Here, wat nou? En daar skud die Here die plek, hy fisies beleef hoe God die plek skud. Vol pens. Ek wil vanoggend dat jy dalk uitbreek uit jou manier hoe jy dink van dis hoe ek God gaan ontmoet. Ek moet vas, ek moet bid, ek moet hierdie of daai ding doen. Kan jy 'n slag net kom by die plek waar jy lekker eet saam met die Here het? Probeer 'n styk en kyk wat gebeur. Ek wil jy uitdaag om toe te laat dat die Here jou ontmoet soos hy beplan dit moet wees. 'n Plek van vryheid, 'n plek van vreugde, 'n plek van blydskap. Nie jou prentjie van hoe jy dink dit moet wees nie. Dus ek seën jou vanoggend om aanpasbaar te wees. Dis my laaste ding wat ek graag wil sê. Ek seën jou om te kan aanpas by dit wat God wil hê jy moet doen, hoe hy dit deur jou wil doen. En ek seën jou om in hierdie jaar 'n groeiproses in te gaan wat ongekend sal wees. Dat dit 'n eksponensiële kurwe sal wees van groei. Besigheidsmanne sal weet waarvan ek praat, maar as jy nie weet nie, is 'n baie vinnige groei. Hy loop nie so nie, hy loop sommer so. En mag jy groei soos 'n vuurpyl. En daarmee seën ek jou vandag. Vader, baie dankie dat ons voor U kan kom vanoggend met blydskap om te kan weet U glo in ons, Here. En ons wil onsself begin glo soos U dit doen. En dankie Here dat wanneer ons oorgee, diep oorgee, U kom met U Gees, U vorm ons, U transformeer ons, U help ons om deur te breek. En Here Jesus, dankie vandag, Here, dat ons kan staan voor en sê met blydskap kan ons hierdie pad saam met U loop. Ons sal verander. Ons sal uitdagings sê wat ons sal oorkom. Ons moet, Here, saam met U dan elke bergie klim wat voor ons kom, maar wen sal ons wen ook in hierdie jaar, in Jesus se naam. Amen.